Goeiedag. Daar is 'n belangrike, maar dikwels oor die hoof gesiene persoon in die Kersfeesverhaal. 'n Karakter wat jy nie op enige Kersfeeskaartjie of prentjie van die Kersgebeure sal sien nie. Dit was 'n Joodse man met die naam Simeon. Sy naam beteken letterlik God het gehoor. Die Heilige Gees het aan Simeon geopenbaar dat hy die beloofde Messias voor sy dood sou sien. En dit was al 400 jaar sedert God met sy volk deur 'n profeet gepraat het, voordat Christus gebore is. Simeon se verhaal is een van onwrikbare geloof, terwyl hy gewag en gekyk het met groot hoop dat God sy belofte, wat lank gelede aan sy volk Israel gemaak is, en aan hom persoonlik sou nakom. Soos die maande en jare verbygegaan het, is Simeon se geloof nie afgeskrik nie. Sy hoop was nie in omstandighede of in die mens se kalender nie, maar in 'n getroue God. Ek kan my indink dat so Simeon ouer geraak het en dalk al hoe moeiliker oor die weg gekom het goedbedoelende mense dalk vir hom gesê, maar Simeon, hoekom doen jy nog soveel moeite om in wind en weer na die tempel te kom? Jy kan ons maar in die gerief van jou eie huis wag. Maar Simeon het nooit opgegee nie en bly opkyk. En uiteindelik, op 'n dag het die Heilige Gees Simeon aangespoor om weer na die tempel toe te gaan, want vandag was die dag. Op dieselfde dag het 'n jong, arm tienerpaartjie die tempeltrappe opgestap om die Joodse offer vir hulle eerstgeborene seun te vervul. Daardie dag het geloof vir Simeon 'n gesig geword, toe hy die Christuskind in sy arms geneem het, hom opgetel het en die Here geseën het vir sy getrouheid. Here, U kan my nou maar laat doodgaan, want U het U woord gehou. U diensknegt kan nou in vrede sterf, want ek het nou hom gesien vir wie U gestuur het om die wêreld te red. Was Simeon se woorde in Lukas 2 vers 29 en 31. Die Messias was hier, 'n verlosser, nie net vir die Jode nie, maar ook vir die hele wêreld. Simeon se lof aan God is absoluut ongelooflik. Hy het na Jesus verwys as God se verlossing, wat hy ten aanskoue van al die volke bewerk het. Wat het Simeon bedoel toe hy gesê het, God het sy verlossing bewerk? Daardie woord in die oorspronklike taal van die Nuwe Testament, Grieks, het gekom van die oosterse gebruik destyds om mense voor 'n koning se reis uit te stuur om die paaie gelyk en begaanbaar te maak. God het Simeon aangekondig, het lankal sy volk voorberei vir die koms van sy seun en die verlossing wat hy sou bring. Hy het sy belofte gehou, nie net aan Israel nie, maar ook aan Simeon. Mag Christus se geboorte ons herinner dat God getrou is. Hoe lankal wag jy al dat God 'n belofte aan jou sal waarmaak? Jy dalk al moeg geraak om te vra en begin dink, is dit nog die moeite werd om te wag? Leer by Simeon om nie op te gee nie, maar te bly opkyk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie keer dan dink ons U wil nie vir ons gee wat ons gevra het of wat U beloof het nie. En dan raak ons teleurgesteld. Maar help vir ons om net te bly wag en te glo dat U getrou sal bly aan U beloftes. Al maak U dit dalk partykeer op 'n ander manier waar as wat ons gevra het of as wat ons verwag het. In Jesus se naam. Amen.